Baie welkom by Huisfliks. Ja, elke Sondag na of aan die einde van die erediens dan stuur ons die Here ons as gemeente uit met 'n seënbede dat die vrede, die genade en die vrede van God met ons wees. En dan wonder ek, wat verwag ons? Filippense 4 het nogal vir ons 'n mooi beeldjie, en ek dink ons moet so 'n bietjie hieroor praat, want as hierdie briefie geskryf word, dan sluit hy af eintlik nou, en hy begin eintlik hierdie gedeelte voor hy oor die vrede praat met 'n bietjie van dat hy vir Timoteus sê, jong, hier's twee mense in die gemeente wat jy bietjie moet vermaal om eensgesind te wees, en hulle moet hulle oë vestig op die werk waarvoor hy hulle daar los en alles. En voor hy by die punt kom, het hy sê, mag die vrede wat alle verstand te bowe gaan, oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Kom sê hy 'n paar dinge wat belangrik is. En ek het hierdie gedeeltjie weer so deurgelees en by myself gedink, miskien moet ons 'n bietjie daaraan dink, dat hierdie vrede wat alle verstand te bowe gaan, die vrede wat God op ons wil uitstort, 'n vrede in aksie is. Ek weet nie of dit ook onlangs in jou lewe gebeur het, dat jy dalk so besig was op 'n ding te fokus en besig daarmee so eintlik regtig vasgevang is deur iets, dat jou vrou of iemand vir jou dalk later sê, jy hoor nie eers as ek vir hierdie sê nie. Of 'n kind so sien speel, dan sê, jong, hierdie kind speel nou so lekker, hy hoor of sien niks rondom hom nie. Hierdie gedeelte in Filippense wil eintlik vir ons sê, as ons so op God fokus in alles wat ons doen, dan kom hierdie vrede, en ek wil dit gou vir jou lees. Hy sê, wees in die eerste plek bly in die Here. Met ander woorde, rig jou gedagtes op dit wat God doen, in sy goedheid en sy grootheid, wees bly in hom. En dan sê hy, wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie. So is al klaar 3 opdragte wat hier kom. Hy sê, wees bly in die Here. Hy sê, wees inskikkelik teenoor alle mense. En dan sê hy, moet oor niks besorg wees nie. So julle sien, voordat hy sê dat hierdie vrede kom, is daar eers 'n paar goed wat ons moet besef. Ons moet bly wees in die Here, ons moet ons inskikkelikheid toon, en ons moet ook seker maak dat ons in hierdie wêreld waar ons leef, ons gedagtes op die dinge van die Here rig. En dis nou baie interessant, as hy nou weer 'n keer aan die einde van hierdie gedeeltes praat oor die vrede God, dan sê hy weer, verder broers, alles wat waar is, en alles wat edel is, en alles wat reg is, en alles wat rein is, en alles wat mooi is, en alles wat pryswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar is, daarop moet julle gedagtes rig, en wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en gesien het, dit moet julle doen, en God wat vrede gee, sal met julle wees. Hierdie vrede wat God gee, is nie hierdie tipe ding wat mens baie keer sien van ouens wat in 'n meditasie kom en hulle sit in 'n sekere houding en jy kry hierdie salig vredevolle uitdrukking op hulle gesigte, asof hulle nou in een of ander staat van vervoering of van wat ook al is. Hierdie vrede is 'n vrede in aksie. Vrede was konstruktief deur te handel soos wat die Here ons leer, op die ouend die vrede erf. Ek wil dit so sê. Ons was nou weer so verlede week of 2 weke terug so 'n bietjie daar in Botswana se wêreld, en een van die dinge wat jy nou baie doen, is jy daar rondry, jy kyk verwild, en dan het almal ons nou 'n verkyker. Nou, 'n mens kan nie sommer net deur 'n verkyker kyk en dink, nou gaan alles, jong, hier is die beeld, en nou sien ek alles. Daar's 'n stukkie fokus wat moet plaasvind. Mens moet daai ding instel. En dan, as jy eers om mooi perfek gefokus gekry, dan kom hier die helder beeld. Alles nader, alles mooier. En dit is wat hier in Filippense vir ons geleer wil word. As ons fokus op Christus, op sy goeie dade, sy genade, sy liefde, as ons die fokus van ons af wegdraai en ons belange nie bo almal se stel nie, en ons is inskikkelik, en ons is bedagsaam, dan begin daar vir ons vrede indaal. Met ander woorde, daar's 'n stukkie spesifieke fokus. Soos wat ek daar as ek in die bos rondloop met my verkyker,
iets sien en help in fokus en dan die satisfaksie kry, so is dit ook in die lewe. Wanneer ons in fokus op Christus, sy wil, die selfverloning wat hy het in ons lewens ronddra, dan sal die vrede van Christus met ons wees. Vader, ons dankie dat U in Christus vir ons die voorbeeld gestel het van ware vrede. Dat hy wat aan die kruis gehang het, bereid was om te vergewe en te vergeet en na mense toe te draai, sy hele lewe lang. En daarom ons bid, Here, maak vir ons bereid om ons fokus op U te hou, op U wil en U eer. Amen. Vriende, mag jy dit regkry om in hierdie week die fokus in te stel op daardie dinge. Gaan gelees dit in Filippense 4. Dit is baie interessant dat daar tog goeders is waarop ons fokus, en wanneer ons hierdie fokus inneem, dan bring dit hierdie vrede in ons harte. Lekker dag.